Hemelse Vader, vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees, wil ons vir U dankie sê. Vir die woord wat U op my hart geplaas het, Vader, wil ons vir U vra dat U saam met ons sal beweeg in dit alles wat ons doen. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal die wysheid en die krag gee wat ons nodig het om elke dag te beweeg in U wil. Hemelse Vader, ons vra ook so dat U saam met ons sal loop. Maak elkeen se hart met hierdie woord ontvang vandag oop en ontvanklik, sodat hulle kan hoor dit wat U vir hulle wil gee. Vader, en keer die duiwel om enigiets te steel by hulle. Dat die saad wat by hulle gesaai word, vrugbaar sal word, en dat hulle hierna, wat ook al gebeur, dat hulle saam met U dit sal doen. Dankie ons Vader vir U liefde, vir U wysheid en vir U krag. En ons loof en prys in Jesus Christus naam. Amen. Okay, so. Ons gaan nou vandag weer aan met ons reeks waarmee ons besig is. Die van julle wat vergeet het, is dat ons vandag begin met nommer 4 van behou die toekoms. So, vir die van julle wat julle papiere onthou het, die wat het vergeet het, is ek nou baie jammer. Maar vir die wat het onthou het, julle is meer as welkom om notas te maak. So, kom ons kyk nog vinnig eers na iets. Ons het nou begin met die heel eerste een. Wie kan onthou wat ons nommer 1? Dinges. Wat is die naam? Eerste God wat God toekom. En? Die keiser wat die keiser toekom. Dankie, wat God toekom en die keiser wat die keiser toekom. Wat was daar naam? Wat jy saai sal jy maai. Dit is nommer 3. Ja, wat is nommer 2? Judy, jy het nou jou braaie daar. Die maak ek 4,5%. So wie kan onthou wat was nommer 2? Dit het gegaan daaroor dat ons moet sorg, ja, kry. Nommer 2 was dit nie. Nou dat wat reg hoor nou op. Wat die size in die mind. Nee, dit was nommer 3. Right standing met God. Om reg, onthou jy ons het gepraat oor die skuld. Van dat elkeen moet sorg dat dit wat die skuld is, moet vashou. Ja. Dit wat nie vashou nie. Jy moet loskom van die skuld wat jou vashou. Van beloftes wat ons gemaak het, van geldskuld wat jy gemaak het. Ja. Van enige vorm van skuld wat jy is. Wat soos 'n ketting om jou is. Dat jy moet gehoor gee daaraan, dat as ek gesê het ek gaan hierdie maand R50 gee en ek het nie gee nie, dan tree ek uit God se righteousness uit, sy geregtigheid uit. Want ek het 'n belofte gemaak. Nommer 3 was wat jy saai sal jy maai. En dit het ons gegaan daaroor, nie net as fisiese geld nie, ook enige vorm van jou gawe, jou talente, is dat jy het nodig om te saai in mense se lewens in. God het vir jou 'n talent gegee, sodat hy in jou lewe kan insaai. Kyk. Wie sien is nog 'n klompie agter by my hoor. So, onthou dit, dat God saai, God gee vir ons talente. Hy voorsien vir ons geld sodat ons kan saai. Nommer 4 is behou die toekoms. Nou, daar's 'n hele paar rigtinge wat behou die toekoms kan gaan. Die heel eerste een is dat God ons geskaap het met 'n doel. Hy het ons gemaak en ons gesê, luister, ek wil jou dalk gebruik as 'n opleidingsbeampte in die sendingveld om mense te leer van God. So hy maak ons met 'n purpose. In Afrikaans moet ons dit 'n doel. En ons moet leer dat ons moet op 'n punt kom wat ons die mastery kan bereik, daai bemeestering kan kry van dit wat ons nodig het. Sodat ons dit kan doen wat God wil hê ons moet doen. So kom verduidelik ek so. As ek, wat niks weet van glas maak nie, vir jou 'n glas gaan maak, gaan hy dit kraak in die eerste week. Ek het nie 'n klou wat om te doen met glas nie. Maar as jy my in 'n plek sit wat ek ken, waar ek bemeestering bereik het, dan sal ek dit kan doen. En dan kan God my gebruik met die beste van my vermoë. Behou die toekoms gaan daarin dat ons moet
voor God kom en heel eerste uitvind wat is sy doel met ons lewens. En weet jy wat, die probleem is dat ons het so gewoond geraak daaraan om maar net elke dag te lewe. Ek staan op vanoggend, die hele dag gaan my deur, vanaand gaan slaap ek. Ons leef net, maar ons leef nie rarig nie. Ons bestaan net. Om werklik te lewe in oorwinning, en dis waar die skrif gaan inkom nou. Dis as ons wil regtig waar lewe, moet ons dit teruggee vir God en sê, Here, wat is u doel met my lewe? Wat is die toekoms wat u vir my in oog het? Waar wil u my hê? Waar wil u my gebruik? En dis waar die groot ding inkom, en dit kom ook tot by ons finansies in. Want het jy al agtergekom as ek 'n doel het vir die toekoms? Kom ons byvoorbeeld, kom ons sê, Annelies het nou 'n oulike voorbeeld hierso, hulle is besig om voor te berei vir 'n troue. So alles gaan na die troue toe. Annelies sê die hele tyd daar soek goedjies vir die troue. Hoekom? Want daar 'n visie is, troue. Soos hulle kan spaar daarvoor, hulle kan beplan daarvoor. Dis dieselfde met elkeen van ons. Wanneer ons 'n fokuspunt op iets het, werklik waar ons fokus op daardie plaas, gaan ons alles begin doen om voor te berei vir dit wat ons moet doen. Ons noem dit 'n visie. Ek het iets wat ek kyk hiervoor, ek sien dit hier voor my raak. Die woord visie sê eintlik dat ek sien alreeds dit raak wat voor lê. Nou moet ek net begin voorberei om daai punt te bereik. En dit is waar die volgende ene inkom. Ons het so gewoond geraak om elke maand te sê, weet jy wat, ek het niks geld oor om werklik iets te doen en so, wat help dit? Dat ons vergeet het dat as ons gaan begin beplan, en ons gaan begin uitlê, en sê, okay, luister, ek wil graag Januarie, wat ek studeer vir 'n chef. Ek het R5.000 nodig om dit te doen. As ek net elke maand 'n bedragie kan wegsit, al is dit R50 elke week op my salaris, of R100 elke week op my salaris, dit gaan my 'n bietjie langer dalk vat om dit te bereik, maar ek gaan dit bereik. Dit is my toekoms. Ons het so gewoond geraak om net daar gestasioneer te bly waar ons is. Ek is nie lus om verder te leef nie. Ek is nie lus om meer te doen nie. Ek is nie lus om weer al die tyd in te sit om weer 'n nuwe tegniek aan te leer nie. Ek is nie lus hiervoor nie. En ek het ook nie geld hiervoor nie. Ek het nie, ons kan aangaan. Maar as ons kan leer om dit vir God te gee, te sê, Here, U het 'n plan vir my toekoms. Romeine 8, vanaf vers 25 sê, maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Hoor julle die woord? Romeine 8 vanaf vers 25. Ek sal die daarste vir die klomp Bybel sê. Kom ons draai weer. Vers 25. Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Hoor die woord hoop. Ek het 'n hoop vir iets. En wat is daai hoop eintlik? Dis vertroue. Ja, ek hoop rarig dat ten minste teen die tyd wat ek 50 jaar oud is, ek dit en dit bereik. So wat doen ek? Ek het vertroue in God. Maar die probleem is, nou wil die Here jou help om dit te bereik. So volgende week, dan kry jy die kans om 'n paar ekstra randjies te kry, maar wat is ons eerste ding? Ek het nou geld, ek het nie laas maand gehad het, so wat doen ek met die geld? Ek spendel op iets wat ek lus is vir. Ek vergeet dat ek net laas maand vir die Here gevra het, hy moet my voorsien, dat ek dit kan gaan doen wat vir my belangrik is. En ek spandeer dit liewer op iets anders. En dit gebeur so vinnig. Want ek het al baie keer gevra daaroor. 'n Mens begin voorberei, jy wil graag hierdie ding doen, maar dan breek jou kar miskien. Here, maar ek het nog gespaar vir hierdie ding, nou breek my kar. Maar weet jy wat, nee, as jy begin voorberei vir elke onvoorsiene dingetjie, gaan jy nie nodig hê om daai geld te gebruik en jy gaan geld iewers anders te hê vir jou kar.
En dan gaan mense sê, ja, ons moet nie ons kwel oor die dag van môre nie. Dis nie kwel oor die dag van môre. Wat is 'n verskil? Kwel oor die dag van môre is ek sit hier so, môre. Wat gaan ek môre doen? Hoe gaan ek môre maak? Wat gaan ek doen? So ek kwel my. Maar om te beplan vir môre is 'n belangrike stap. Want ons moet beplan en sê, okay, Here het nie voorsien vandag vir my hierdie bedrag, R500. Ek het eintlik net R100 van daai R500 nou dadelik doodnodig. Die res is luxuries. Maar ek wil graag volgende maand op hierdie kursus gaan wat my lewe gaan verbeter. My beter salaris gegee sodat ek meer kan verdien. So Here, ek gaan daai R400 vat en ek gaan dit verdeel. Ek gaan R100 daar sit, ek gaan my tiendes betaal, ek gaan my skuld betaal. En ek gaan R100 in 'n rekening wegsteek vir my toekoms. Want jy gaan oor die res van jou lewe tevrede wees met die salarisie wat jy verdien. Of jy gaan jouself verbeter sodat jy beter kan kry. Dis wat ons vergeet. As jy wil hê God moet jou meer gebruik, gee vir God die kans om jou meer op te lei. Ons sê, ja Here, ek is hier om gebruik te word, gebruik my Here. En weet jy wat, dan begin dinge oor jou pad kom. En dan begin ons man, ja, sien, jy het nou net gister vir my gesê, dinge gaan vir my beter begin gaan, kyk hoe loop dinge nou. Maar ons vergeet, nee, dat dit wat die Here vir ons gee, help ons om elke dag te groei. Elke dag sterker te word. Maar ons moet ons fokuspunt kry. Ons kan nie nou 100 goed gaan nie. Ons het 'n fokuspunt nodig. Hoor wat sê hy? Hy sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in. Met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenstemmig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hoor mooi? En die probleem is dat mense split hierdie skrifgie van mekaar. Alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Punt. Ek kan dit nie split nie. Ek kan dit nie van mekaar split nie. Maar dit gaan nie net oor liefde nie. Dit gaan oor om vir God kans te gee om vir jou doel te gee. Jou purpose. Dit wat hy vir jou nodig het. En maar mense, jy kan 15 jaar oud wees of jy kan 100 jaar oud wees, jy is nooit te oud om vir God kans te gee om jou purpose vir jou te gee nie. En baie kere is dit nie eens wat jy gedink het dit is nie. Jy dink ek het 'n hart vir kinders, so die Here gaan my seker tussen kinders sit. En dan land jy op tussen 'n klomp tieners. Here, ek het nie geduld vir tieners nie. Maar die Here leer jou geduld in daai tieners. So hy leer jou deur jou uit jou comfort zone uit te haal. En dis waar die geheim aan kom. Jy kan nie groei in jou comfort zone nie, in jou gemaksone nie. Jy groei wanneer jy uit daai gemaksone uittree. Wanneer God jou kan uithaal uit dit waar jy is en in iets plaas wat jy geen benul het van nie. En dan leer jy. So wat 'n voorbeeld. Here, ek is nou so 40 jaar oud al. Ek het nog niks in die lewe bereik nie. Maar my kind, maar jy het my nog die kans gegee. Here, ek het nog nie al altyd gesê, doen met my wat jy wil. En God kom gewoon en sê hy, ja, jy sê vir my doen wat ek wil. En dan wanneer ek begin doen wat ek wil, dan tree jy terug en sê, wat wil jy doen hier nou? Ja. So my gemaksone is so lekker vir my, dat ek wil nie uitklim nie. Gaan oor ons geld ook. Ek like om elke dag hierdie geldjies te spandeer op dit en dit en dit en dit is my lekker. Maar kom hier en sê vir jou, maar my kind, as jy wil bereik dit wat ek vir jou wil gee om te bereik, moet ek jou nou kan vertrou met daai bietjie salaris wat jy kry. Want as ek jou nie nou kan vertrou met daai salaris nie, hoekom sal ek jou seën met 'n groter salaris?
Ons moet die doel najag, nie die geld nie. Want as ons doel najag, dan kom die geld. Want God het daai belofte gemaak. Hy het gesê, as ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hoor mooi, God se voorneme, so as hy jou stuur, sal hy voorsien. Maar wanneer ek my eie ek wil volg, dis wanneer dinge verkeerd gaan. Soos die Here jou wil gebruik, daar in daai werksplek van jou, gee hom kans. Maar Here, U ken nie my werksplek nie. Want ek dink vir myself nie, Jesus het ook nie 'n baie maklike werksaamheid gehad nie. 'n Man wat altyd God geloof en prys het, 'n jong man. Want Jesus was nie van dat hy klein was, regtig die ministry nie. Hy was 'n carpenter, hy het houtwerk gedoen. Hy het tafels gemaak en stoele en alles wat nodig is. En weet jy wat nie, in daai omgewing waar hy is, het hy nog steeds sy Vader eer gegee. En ek waarlik was ook nie vir hom 'n maklike tyd nie. En toe hy begin met sy ministry, toe moes hy terugstaan van sy besigheid af en sê, God, nou moet U my stuur. En dit was nog net so moeilik vir hom gewees. Want ewe skielik, waar hy gewoond was om kom en sê elke maand 'n salaris te kry, of 'n geldjie te kry, of iets te kry, ewe skielik is dit weg. Ewe skielik is dit nie meer daar nie. Maar God het elke dag vir hulle voorsien. En weet jy wat, as jy kan begin leer om jou volkome vertroue op die Here te plaas en nie meer op jou eie insig te staat te maak, sal hy voorsien. So hoor gou die woord, behou die toekoms. Toekoms is dit wat voor lê. Dit wat nog kom. En as die Here vir jou nou iets voorsien, om jou voor te berei vir die toekoms, moet dit nie misbruik nie. Ja, ek wens dat ek 'n werk het, dat ek 'n salaris kan verdien met 'n duisende rande het. Dan sal ek gaan vir daai opleiding wat iemand ek moet gaan voor en ek sal doen wat U vir my gevra het om te doen en ek sal. En dan kom my salaris en wat dan? Nee, Here, as ek 'n bietjie meer kan, nog 'n bietjie meer. En weer 'n bietjie meer. Ons noem dit najaag van geld en posisie. Maar as ons doel kan najaag, dan sal die geld van self kom. Ja, jy gaan werk vir dit baie keer. Baie keer gaan dit uit die hemel uitval. Baie keer gaan jy hard werk. En jy gaan werk vir iets wat voor lê. En die vraag is vandag, wat is jou visie? Wat is jou toekoms? Ja, maar ek is te oud om so iets te doen. Jy is nie. Jy is nooit te oud om te aanvaar en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my waar U my wil gebruik. Wys vir my die doel wat U vir my het, die plan wat U vir my het. Here, voorsien vir my wat ek nodig het. As dit is om met vroue te werk, gaan ek met hulle werk. As dit dalk is om met jong tienermeisies te werk, met jong tienerseuns te werk, of dit is om in die veld te gaan, of dit is om by my werksplek iets te doen. Daar waar U my gebruik. Ja, maar ek is te jonk, jy is nooit te jonkie. Jeremia het ook gesê, ek is te jonk. Jy is nooit te jonkie. Jy is nie te oud, te jonk, te groot, te klein, te lang, te kort, whatever nie. God gebruik jou net soos jy is. Hy gebruik jou net soos jy is. Die belangrikheid is dat ons met onsself begin aanvaar vir wie ons is. Vir wat ek het. As ek nie myself kan aanvaar vir wie ek is nie, kan ek nie intref in die plek waar God my wil gebruik nie. Wat 'n voorbeeld. God wil my dalk gebruik om Christelike danse te doen. Dit is nou 'n voorbeeld, want dit is my liefde daai. Maar ek is groot, ek is oorgewig, my
My voete is seer, so ek het verskonings. Maar as ek gaan terugtreë in dit en wat God vir my wil gee, sal hy dit uitsit. Hoekom? Want ek gee nou dit oor na hom toe. Wat hy vir my wil doen. Nou maak ek nie ritme vir 'n vader nie. Al God sal vir jou ritme gee. Vir 'n voorbeeld. Kom ons gaan kyk na Noag. Toe daar vir hom gesê is bou 'n boot. Kyk net. Hy het nog nooit in hulle lewe eers 'n boot gesien nie, maar hy moet 'n boot bou. Nee, is wat. Verstaan? So, wat moes hy doen? Hy moes dit wat God vir hom gewys het, daar in oog hou en mik vir dit. En hy kon nie wegdraai van dit wat God, maak nie saak wat in sy pad was nie. Maak nie saak hoe die mense hom sleg gesê het, of die mense vir hom gedoen het, of hy, ek glo daar is 'n paar keer wat sy vrou vir hom gesê het, ek dink hy's besig om hom te raak. En hy het nog steeds vir hom gestop. Maar ek dink daar was 'n paar keer in hulle binnekamer en sy het hom gesê, is jy seker jy het van God gehoor? Is dit nie jou kop wat 'n bietjie jou verraad het nie? Maar dit is. Want ons sien nie die visie raak wat God vir jou gee nie. Jy sien daai raak. God gee dit vir jou. En wat interessant onthaal is, nee, dis 'n baie groot rede. As 'n man en vrou by mekaar is en getroud is, God gee vir hulle 'n gekombineerde visie. Hierin se visie pas mooi by mekaar. Hoekom? En dit is hoe God werk. Hy preplan. Hy beplan vooruit. As God nie vooruit beplan het nie, nee, was ons definitief nie vandag hier nie. Wat 'n voorbeeld. Hy moes vooruit beplan het dat my mense gaan suurstof nodig hê op die aarde. So kom ons plant bome. My mense gaan kos nodig hê. So kom ons plant 'n bietjie groente en ons sit 'n bietjie diere neer en ons hulle gaan 'n bietjie goed hê om nodig hê om na te kyk, om na te luister, om te verbaas te wees. So kom ons sit berge en fonteine en watervalle. Hy het geweet wat ons nodig het omdat hy vooruit beplan het. Het hy gewaarig oor dit? Nee. Hy het net geweet wat voor lê en hy het 'n plan daarvoor. En hy vra vir ons om dieselfde te doen. Wat is my plan? Wat is my doel? Here, ek werk te veel, ek het nêrens tyd om dit te doen nie. Dis 'n leuen. Interessant iets onthou. Dit het al baie vir mense gesê. As jy moet 6 uur by die werk wees, nê? Dan weet jy moet 6 uur by die werk wees. Wat doen ons? Staan vroeg op. Staan vroeg op, want jy weet jy moet 6 uur by die werk wees. Maar as die Here vir jou vra om 6 uur op te staan, mag jy net nog so 'n uurtjie. Net nog so 'n uurtjie. Maar my kind het nog iets vir jou deel vanoggend. Ja, maar jy net nog so 'n halfuur. Maar dit is maklik vir ons om op te staan as ons moet opstaan. Maar dit is moeilik vir ons om op te staan wanneer dit vir ons iets is wat belangrik is. Want God wil met jou iets deel. Weet jy ooit wat jy wil? Weet jy rarig wat is die plan wat God met jou het? Of vat en los 'n mens maar net die hele tyd. Vat hierdie ding, nie, hy is nie lekker nie, gooi weg. Vat hierdie ding, nie, hy is nie reg nie, gooi weg. Vat hierdie ding. Dis nie 'n visie nie. Dis nie 'n doel vir jou nie. Of eerlik so gaan vir die ding wat die meeste geld sal gee. Dit is, ons doen dit baie. Ja, ek soek geld. Nee, jy wil nie, ek soek geld. En dan sal ek met daai geld doen wat jy wil hê ek moet doen. En weet jy wat, dis die probleem. Dit gaan nie genoeg wees nie. Môre het jy meer nodig. En wanneer jy dit het, dan het jy nog meer nodig. En die grootste probleem wat ons as mense doen is, ons spaar daai wat die Here vir ons gegee het, en ons gebruik dit vir iets anders. My ma het altyd gesê, as jy vandag vir die Here vra, Here, voorsien asseblief vir my R20, sodat ek vir my 'n broodjie en 'n koeldrank kan koop.
En daai R20 kom, en jy gebruik dit vir 'n chocolate. Dat jy nou 'n ooreenkoms wat jy met die Here verbreek. Ja. Want jy het vir die Here gevra vir daai geldjies vir dit. Jy het gebruik vir dit. Here, moenie net asseblief vir my verskoon. Ek wil so graag beter in die lewe gaan. Ek wil leer, ek wil my toekoms bou, ek wil opkom, ek wil sterker op. Ek wil u visie oop vir my lewe. Ek wil die Here voorsien. Dan gaan ek kan hy geld vir iets anders te gebruik. Here het vir my nou soveel tyd gegee, ek moet miskien dit en dit en dit doen. So ons tree uit die ooreenkoms uit wat ons met God gemaak het. En hy sê daar, ons moet doen dit wat God vir ons geroep het om te doen. Hoor weer, hy sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die vraag wat ek het vandag is, wat is jou plan vir die toekoms? Wat is jou doel? Want 'n geheim is dit. Hierdie Bybel sê dit nou nie soos ek dit wil nie, die ou vertaling sê dit beter. In Spreuke sê hy, dat die een wat nie volgens 'n visie loop nie, sal ten sterwe gaan. Hy sal ten sterwe gaan. Hoekom sal hy ten sterwe gaan? Want die visie is wat jou hou in 'n rigting om te keer dat jy nie by die kraans afval nie. En weet jy wat, as jy 'n doel vir die lewe het, dan voel jy ook nie depressief nie. Want wat is depressie? Is daai gevoel van, beteken niks. Ek het geen betekenis, ek het geen rede om nie te wees nie. Ek kan niks meer reg doen nie. Alles wat ek doen is verkeerd. En dan raak dit al hoe dieper en dieper en later sê ek, wat help het ek klim uit die bed uit? Wat help het ek probeer? Niemand wil my buitendien hê nie. Hoekom? Want ek het nie 'n visie wat voor my lê nie. Ek het nie iets wat ek my oog op kan rig en kan loop na dit toe nie. Here, dankie dat U vir die geld voorsien het om hierdie ding te doen wat U vir my gevra het om te doen. Kom ons doen dit. En dis wat die volgende afdeling is. Jy het nodig om die teenwoordigheid van God te kom en te sê, Here, wat is U plan met my? Hoekom is ek hier? Wat wil U hê moet ek doen? Here, die Here wil dalk hê jy moet weer gaan leer. Ek is bietjie oud om te leer. Hierdie wat my pa te sag spreek, dis nie, is nooit oud om te leer nie. Jy hou eers op die dag leer as die dag as jy jou kop neer lê in die graf. Is nooit oud om te leer nie. Binne met 'n sussie gehad. En haar ma het eendag gesê, sy is al oud, ek weet sy was al in haar 80's. Toe leer sy nog steeds. Studeer. Skryf gedigteboeke. Sulke goed. En ons het van eendag gevra, sê, weet jy wat? Die dag as jy ophou om te fokus op iets, is die dag wat jy moet opgee. So dan moet jy sê, wat is my waarde in hierdie wêreld? Ek het nodig om te fokus. Niemand anders is 'n fokus te wil steel nie. Ek moet my eie fokus hê. Ek gebruik altyd die storie van, as jy wil Durban toe ry, as jy in die kar klim, dan jy fokuspunt, ek wil graag in Durban kom, en dan ry ons. En ons volg die pad tot op Durban. Maar as jy sê, ek wil eendag see toe gaan, wat is see? Waar? Wanneer? Hoe? Jy gaan in die kar klim en jy gaan ry en jy gaan nie glo waartoe jy gaan nie. Want jy het nie 'n eindbestemming nie. Jy het nie 'n doel nie. En jy gaan later so geïrriteerd raak dat jy op en af ry met jou kar en nooit by die see uitkom nie. Dieselfde wat ons as mens doen. Jy ry die hele tyd op en af in jou eie lewe en probeer verskillende goed doen wat jy weet nie reg is nie, wat jy weet verkeerd is, en jy hou net aan nou daaroor in plaas om te stop en iets niets te doen. Niets te doen. Dis tyd dat ons opstaan en sê, Here, wat is U doel vir my lewe? Wat is U purpose?
jy moet dit doen. En dan sal die Here voorsien. En dan gaan jy begin met daai ding. Maar dan gaan jy begin geldjies eenkant sit vir dit wat jy moet doen. Die Here gee vir jou op jou hart dat jy moet dalk 'n klomp jong tienermeisies op 'n kamp vat iewers heen en met hulle 'n bietjie werk. Ja, maar dit kan geld kos. Ja, maar dit gaan. Gaan budget dit. Gaan werk uit wat gaan dit jou kos, wat gaan jy nodig hê, hoe gaan jy dit doen, wat se vervoer het jy nodig, al hierdie goed. En as jy nie weet om dit te doen nie, daar's baie mense wat om jou is om weet om dit te doen. Werk dit uit, maak 'n plan. Hulle noem dit project planning, hoe die projek beplan. Jy moet weet hoeveel jy nodig het, wag. Jy moet weet presies hoeveel jy nodig het. En dan gaan jy vir die Here begin vra om te voorsien. Maar, en dis waar die geheim nou inkom, as die Here begin voorsien, moet jy daai geld wat die Here voorsien vir daai projek op daai projek hou. Jy kan hom nie na 'n ander ding toeskuif. Jy moet dit hou daar. Here, as ek net 'n bietjie overtime kan werk, net so 'n maand, genoeg overtime kan werk, dan kan ek hierdie projek aan die gang kry. Dan begin mense overtime werk, en einde van die maand kom, sê wat ons het nou 'n bietjie overtime gewerk, miskien moet ons dit en dit en dit doen. As dit regtig wat die Here voor gevra het? Nee. Wat het die Here voor gevra? Iets anders. Volgende maand kom, en dan wil jy die Here iets vra, dan gaan ek vir jou vra, mag die Here dit doen? Gaan ek vir jou voorsien om net iets anders te doen? Of gaan jy doen wat jy moet doen? Partykeer kom die geld en partykeer kom die goed. Here, ek het hierdie projek in my hart en ek wil graag mamas wat swanger word wat niks het nie. Kyk, dis voorbeelde. Mamas wat swanger word wat niks het, die graag help. En ek weet nie, Here, ek het nodig om kleertjies te kry en doeke te kry en melk te kry en alles te kry. Here, sal jy dit vir my stuur? Nou stuur die Here dit vir jou. Dan kom ek by jou huis aan, sommer net uit die blou uit. Hier kom 'n kar en stop en laai vir jou goed af. En jy weet as vir daai projek wat jy nou net met die Here gepraat het oor. Maar in plaas van dat jy in daai projek inskuif, by die Pietie, waar aan kan bly, want jy het kinders. Kom gaan gou na die kleertjies wat ons by mekaar gekry. Wat het jy nodig? Was dit daarvoor bedoel? Nee. Jy het vir die Here gevra om vir jou te voorsien vir jou projek. Vir jou visie, jou doel. Weet wat gaan gebeur? Einde van die jaar gaan kom wat jy dalk iets wil gedoen het. En jy die hele jaar lang goed ontvang by die Here, maar die hele jaar lang misbruik. Einde van die jaar kom en sê, Here, nou hoekom het jy nie voorsien vir my nie? Die Here het vir jou voorsien. En dit is die probleem. Hou die toekoms sê, as ons iets voorberei, of het nou vir die Here is, en of het 'n verlof is. Weet jy wat nie? Daar's 'n groot verskil. Here, ek wil vir jou so graag see toe gaan. Okay, wat gaan dit jou kos? Nee, ek gaan dit en dit en dit en dit. Okay, wat het jy nodig nog? Nee, ek het die goed nodig. Okay, begin voorberei daarvoor. Here, nou hoe doen ek dit? Nee, ek sal elke maand vir jou 'n ekstra R200 stuur, maar jy moet uit R200 bere vir dit wat jy voorberei voor. Jy mag dit nie vir iets anders gebruik. Dis vir dit. Want anders gaan jy einde van die jaar kom en jy nou see toe gegaan het en jy gebeur sê, dan hoekom het jy nie voorsien nie? Jy het voorsien. Jy het dit iets anders gebruik. Om jouself te verbeter. Here, ek wens dat ek kan 'n bietjie promote word. 'n Bietjie 'n beter salaris kry, beter werk, kan ek, maar het jy al bemeestering bereik in dit wat jy doen? Here, hoe bedoel jy nou? Okay, jy's 'n fit. Nee, jy's nou 'n gewone fitter. Jy's al vir 30 jaar lank 'n fitter. Kom, bemeester jy in jou fit. Spesialiseer in jou. Ja, maar Here, ek het nooit geld nie. Jy lieg. As jy nie geld het nie, dan vra jy nie vir die Here om mense op jou pad te stuur om jou te leer nie. Moet jy nou? Ja, die Here kan vir Pietie wat al jare lank as 'n fitter werk, wat gespesialiseer het in rigtings in,
wat al 'n supervisor is, wat nou al hoeveel jare werk op jou pad stuur om jou te leer. Maar ons is te selfsug of nie selfsugtig nie, te hoogmoedig. Om toe te laat dat iemand anders het ons iets leer wat ons nie ken, want ek weet ons alles. Ons het net gister vir die Here gevra, ek wil beter raak. Ek wil sterker raak, ek wil meer leer, ek wil iets bereik. Maar ek is nie bereid om die tyd in te sit vir dit nie. Of die effort in te sit nie. En dis waar hierdie ding inkom, bou die toekoms. Of dit is kursusse waarvoor jy wil gaan, of dit is dat jy op verlof wil gaan, of dit 'n projek is vir die Here op jou hart gelê het vir 'n visie wat die Here met jou het. Otherwise, dit is die toekoms, dis iets wat nog voor lê. En ek kan nie voorberei vir die toekoms as ek nie weet wat dit is nie. Ek kan nie voorberei vir iets wat ek nie 'n klou het wat ek gaan doen nie. Ek sê elke dag al, elke maand R100 wegsit, as jy een dag vir my wys wat my doel is. Die Here wys vir jou wat hy wil hê jy moet doen. Hy gee vir jou die capabilities om dit te doen. Hy gee vir jou die talente om dit te doen. En dan voorsien hy vir jou die finansies om dit te doen. Wat beteken dit partykeer jy moet maar 'n paar goedjies bak en verkoop om die geld te kry om dit te doen wat jy wil doen. Die Here gaan dit voorsien. Ek het nog nooit geld in my huis nie, okay? Maar ek het jou talente gegee. Daai talente moet jy gebruik om iets te doen. Jy het nooit tyd nie, jy het tyd. Ons mors net ons tyd. Ons het nou die dag in gesels, ek gaan afsluit met die ding. Ek sit nou die dag in gesels met iemand, ek sê vir hulle, weet julle wat? Ons kom nie agter hoe baie tyd spandeer ons op ons selfone nie. Dis asof wanneer jy met jou selfoon besig is, dan beweeg die tyd verby. En as jy weer sien, is 2-3 ure verby. En dan besef 'n mens, maar ek kon iets anders met daai 3 ure gedoen het. Maar ek het nooit tyd nie. Nooit tyd om Bybelstudie te hou nie. Nooit tyd om met die Here te praat nie. Ek het nooit tyd om vir myself te verbeter, om te leer, om te studeer, om koekies te bak, en koek te bak en alles te doen nie. Ek het nooit tyd nie. Maar ek het tyd om 2 of 3 of 4 of 8 uur op my foon te spandeer. Deur die nag. Ja, deur die nag. Ek wil deur die nag sit op my foon. Maar môre, as ek moeg, niks lus vir niks. En Here, hoekom bly ek die hele tyd so moeg? Wat het ons doen? Ons fokuspunt is verkeerd. En dis jou uitdaging vir die week. Laasweek se uitdaging, of laasweek die week voor dit se uitdaging was, dat jy moet dit wat jy het, gebruik om te saai in mense se lewens. Jou talente gebruik om te saai in mense se lewens. Hierdie week is dit jou opdrag om te gaan en vir die Here te vra, wat nou? Here, wat nou? Wat is u plan met my? Ek wil nie mang as die Here jou in iets insit, waar jy jou uit jou gemak so naai. Ek moet op en af ry om iets te doen. Ja, ek moet kilos en kilos loop om hierdie ding gedoen te kry. Here, lei my, help my, skar my. Dis tyd dat ons begin leer om dit vir die Here vir ons wil doen, beide hande te gryp en alles in te sit om dit te doen. Ja. Soos 'n goeie voorbeeld ook hiervan is, soos met my visie wat ek al 4 jaar het, my besigheid wat, en ek het laas jaar met die Belfort-storie, toe ek die visie gekry van die plek waar ek wil, met die weet as ek hier probeer het, dat ek die invloed wel op die pot, dat dit is die plek waar ek moet gebeur. En ek het al die keer het ek het besigheid kan doen alles, maar soos nou met die pre-examen, nou weet ek, okay, ek moet die budget ook eintlik doen. Ek moet budget vir die tools, al wat ek doen. En so ja, dit kom so stuk, dit kom by mekaar. Ons moet ek aan my visie daarop. Dis baie belangrik, ons dink baie keer om 'n visie te hê is net hierdie dingetjie wat hier voor my lê en dis dit.
Maar dit gaan oor pre-planning. Ek gaan definitief nie afreis see toe sonder 'n plan nie. Ek gaan nie die ander kant kom en staan ek sonder diesel. Dan sê jy, hoekom wil ek nou nie diesel nie? Ek het 'n plan nie. Kry jou plan reg. Jy moenie jou ouderdom of jou finansies of enigiets anders as 'n rede gebruik om nie toe te laat dat die Here vir jou sy plan vir jou lewe gee nie. Moenie toelaat dat enigiets jou keer nie. Stap musikaal aan vir jy. Gebruik dit. Jy het al gehard vir mense, gebruik dit. Jy het gesien hoe mense se gesigte ophelder. Ek onthou toe as ons die straatmense uitdra. Daai gesig van hulle wat so ophelder is, dat ietsie kry om te eet. Ja, ek het nodig om iets te doen. Ek bid vir die mense. Ja, ons gaan dit doen. Al ry ek 1 keer 'n week, ek en my gesin, en ons deel kos op die straat uit, en ons bid vir daai mense. Ons vra die Here om hulle te beskerm en te lei ons. En dit is my plan. Maar stop nie daar nie. Want as jy gehoor gaan gee aan daai een klein dingetjie, gaan God hom groter maak. En groter maak, en groter maak. Want 'n visie bly nie konstant nie. Hy word groter. Ons moet begin leer om te luister na God. Dis al wat hy vra. Gehoorsaam my. En dan beteken dit ons moet ons kamp in syne by kerk. Maar Here, dis koud in die aande. So. Here, maar my kar is dit nou nie meer. So. Here, maar my finansies. Ja, en want as ons God se plan in ons lewens doen, sal hy voorsien. Al beteken dit met 2 voetjies slaan en 'n moet loop. En dis dit. En as mense wat nie eers bene of arms of niks het nie. Dis tyd dat ons begin leer. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, ek wil vra dat U elkeen wat hierdie woord gehoor het vandag, in hulle harte sal werk. Die plan wat U met hulle lewe het, Vader, die doel wat U vir hulle het, dat U hulle sal help om dit te volbring. En hulle drome, Vader, baie van ons het drome om iewers heen te gaan of dinge te doen. Here, wys vir hulle hoe kan hulle dit bereik. En leer hulle hoe om in U wil te leef. Leer hulle om elke dag te loop, soos U wil hê hulle moet loop. Dankie ons Vader daarvoor. Here, ek bid ook so dat die blessings met elkeen sal wees. Here, dat U hulle saam met U sal vat. En hulle altyd sal beskerm. Here, U is ons ontwerper. U ontwerp die toekoms vir ons. En ons wil vra, Here, dat ons sal terugklim in daai ontwerp. En gebruik ons. Die Bybel praat van dat ons is die klei en nie is die pottebakker. Vorm my, Heer. Maak my en gebruik my. Net soos U wil. Vader, geef ons toekomsvisie. Planne wat U vir ons lewens het. Lei ons, voorsien vir ons. U dra ons in alles wat ons doen. In Jesus Christus naam. Amen.